Ons lees saam volgende uit Psalm 131 uit. Psalm 131. Ons bid saam. Hemelse Vader, Here, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons kan hê om die kinders te kan wees, Here. Dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om ons identiteit in U te vind en onsself deur U oë te kan sien. Dankie, Here, dat ons die voorreg het om 'n lewe van tevredenheid kan lewe, want U is in ons lewens. Want U is die een wat ons dra en wat ons lei en wat werklik by ons is. Dankie, Here, vir die voorreg dat ons bewus kan wees van U teenwoordigheid elke dag, maar dat ons ook tot stilstand en tot rus by U kan kom en dat ons werklik rus in ons lewens kan vind. Here, dankie dat U die een is wat ware sin en betekenis aan die lewe gee. Dat ons 'n innerlike vrede en vreugde kan ervaar, ongeag die omstandighede, want ons oë is op U gefestig, en ons oë is gefestig op U, wat ons hande vat, en saam met ons loop, en ons dra ons lei. Dankie, Here, vir die woord wat ons daaraan herinner. Dankie, Here, vir die woord wat ons herinner, dat ons aan U kan vashou, en dat U sorg in ons lewens teenwoordig is. En dankie vir die voorreg dat ons daardie woord, U lewende woord, met volle vertroue kan uitlewe. En dankie dat ons dit in U naam, in naam van Jesus, ons Here en Verlosser kan bid. Amen. So lees Psalm 131, ek het rus gevind, die pelgrimslied van Dawid. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here Israel, nou en vir altyd. Ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. So ons kyk na die volgende prentjie hier agter. Maar as ons kyk wat hierdie prentjie alles in gemeen het, gaan hierdie prentjies vir gelukkig wees, maar dis prentjies wat 'n mens ook kan sê van mense wat tevrede is. En vanoggend, mense moet nie nadenk oor tevredenheid en wat beteken tevredenheid. Die Engelse woord is contentment. To be content. Baie mense soek daarna in hulle lewens, is om dit in hulle lewens te ervaar. Om tevrede te wees met wie hulle is, om tevrede te wees met waar hulle is en met wat hulle het. Maar een van die probleme is dat baie mense jaag na tevredenheid, maar hulle kry dit nooit nie. Hulle soek tevredenheid in soveel dinge, maar hulle ervaar dit nie. Hulle is net nooit tevrede nie. Daar's baie mense wat as jy hulle hoor praat, hulle kan alles hê, maar hulle is nie tevrede nie. Hulle kan 'n goeie, stabiele huis hê, maar hulle is nie tevrede nie. En maak nie saak wat daar is nie, hulle is net nooit tevrede nie. En dan kry jy weer die ander kant van mense wat so vasgevang is in hulle probleme en omstandighede, dat hulle eintlik ook sê, maar gaan ek ooit tevrede wees? So mense soek na tevredenheid, maar as die vraag is, soek ons nie na tevredenheid op verkeerde plekke nie. Die Here het in die week iets in my hart kom oopmaak oor tevredenheid en om tevrede te wees. Ons het hospitaalbesoek gaan doen Dinsdag en by die persoon se hospitaalbed het Pieter gelees en hy het die boodskap gegee dat maak nie saak waardeur ons gaan nie, is dat God sorg vir ons, en hy het ook die woorde gebruik, is dat ons moet wag op die Here. En toe was hierdie persoon se reaksie,
wat in pyn is, en pyn wat nie weggaan nie, wat konstant siek is, en nie lekker voel nie. Sy eerste reaksie was, maar ek is nie bang nie. En sy het dit gesê, vanuit die vertroupunt, dat God is by haar. Sy het gesê, maak nie saak wat gebeur nie, want sy wag vir 'n groot operasie, is dat sy is in die Here se hande. Dat hierdie woorde en boodskap wat Pieter gegee het, is nie net woorde wat sy gehoor het nie, maar is woorde wat sy leef, en ek ken die persoon, en in alle omstandighede in haar lewe, hou sy altyd vas aan die Here. Maak nie saak hoe moeilike omstandighede is nie, en sy bly bid op vir haar mense. Is dit nie meer wat tevredenheid is nie? Dat iemand wat in 'n hospitaalbed kan lê, wat 'n groot operasie moet ontvang, wat konstant in pyn is, nog steeds tevrede kan wees. 'n Tevredenheid wat dieper is as wat ek het. En dat hierdie boodskap my so kom raak het, dat hierdie woorde van Psalm 131 my weer kom tref het. Psalm 131 wat sê, tevredenheid is dieper en verder. Ons kan tevrede wees, al het ons nie baie nie. Ons kan tevrede wees, al is ons nie gesond nie. Ons kan tevrede wees, al werk dinge nie uit soos wat dit moet nie. Ons kan tevrede wees, al is omstandighede moeilik en swaar en hard. Ons kan tevrede wees, as dinge hulle tyd vat, en nie gebeur soos ons gedink het, of die tyd gebeur soos wat ons gedink het nie. Hoekom kan ons tevrede wees? Want as ons hierdie dinge hoor, kan ek so willik vra, maar hoe kan jy tevrede wees as jy nie baie het nie? Hoe kan jy tevrede wees as jy nie gesond is nie? Hoe kan jy tevrede wees as jy deur 'n moeilike tyd in jou lewe gaan? En dis wat Psalm 131 ook vir ons sê, dat ware tevredenheid kom van God af. En 'n lewe in God is waar ons ware tevredenheid kry. En soos ons al baie gesê het, dinge waar ons tevredenheid soek in ons lewens, geluk soek, kan maklik vir ons weggevat word. Ons almal weet en ken mense wat alles gehad het en alles verloor het. Ons ken mense wat gesond was en een toets of een scan verander alles. Daarom kom leer Psalm 131 ons, wat is ware tevredenheid? Wat beteken dit om content te wees, as die Engels sê? Is iets wat ons van God af kry. Is iets wat ons vind in 'n verhouding met God en wie God is en wat God doen. So die vraag is, hoe lewe ek hierdie ware tevredenheid? En eerstens is, om ware tevredenheid te hê, is om te weet wie ons in God is. Met ander woorde, om ons identiteit in God te verstaan. Ons lees Psalm 131 begin die woorde, selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek hou van die ou vertaling wat sê, my hart is nie hoog nie en my oë nie trots nie. Hier kom sê is dat ons moet verstaan wie ons in God is. Wanneer ons begin verstaan wie ons in God is en wie sin ons is, begin ons anders na die lewe kyk. En begin ons anders verstaan wat tevredenheid is. Wanneer ons begin 'n lewe waar ons identiteit bepaal word deur ons Skepper en deur God, begin ons anders na die lewe kyk. Begin ons anders kyk na wat ek het. Begin ons anders kyk na wie ek is. En iets waarmee baie van ons ook sukkel, is om onsself te aanvaar. En wanneer ons ons identiteit in God vind en ons verstaan en God na ons kyk, leer ons ook om onsself te kan aanvaar. En leer ons om onsself raak te sien soos God ons raak sien. Om te kan tevrede wees met die feit dat God het my gemaak, uniek gemaak, met spesifieke talente, met spesifieke gawes. En ek daarin tevredenheid kan vind.
Om ook ons identiteit in God te vind, is dan ook om te leer om nie neer te kyk op ander nie, want dis wat op hierdie Psalm neerkom. En dis iets wat so baie vir ons in ons lewens kan doen. Ons kan al verskriklik maklik neerkyk op ander mense. Ons kan al verskriklik neerkyk op wat ander doen en nie doen nie. Ons is baie keer meer gepla oor wat ander mense doen, as wat oor onsself doen. Gewone Jesus sê vir ons, ons moet eers die balk uit ons eie oog uithaal nie. Hoe geneig is ons nie om neer te kyk op ander, omdat ons dink, ons is dalk beter, en as ons ook nie tevrede nie, want hoe kan jy tevredenheid leef, as jy op ander neerkyk, en as jy nie verstaan, dat God se genade vir 'n ander persoon of wie jy neerkyk net so groot is as vir jou nie. Ek dink altyd aan die bekende gesegde van Dwight Moody, wat 'n bekende evangelis was. En hy het eendag verby 'n verslaafde geloop en hy het die volgende gesê, "By the grace of God go I." Ons kan maklik neerkyk op wat ander doen. Maar onthou jy waar jy was en waaruit God jou kom haal het. En dat die boodskap van genade net so werklikheid vir daardie persoon as vir jou is. En om tevredenheid in jou identiteit te leef is om God se genade teenoor ander te begin leef, om ander se stories te begin leer ken en te verstaan van waar hulle kom en doen wat hulle doen. Want wanneer ons ons identiteit in God vind, is ons tevrede en word ons en lewe ons wie God ons geskaap het om te wees sy kinders. En word ons en lewe ons die mense wat God vir ons bestem het om te wees. En dit bring ons dan by die volgende plek, is dan om volle tevredenheid te leef, is om ons nie te bekommer oor dinge wat bo ons vermoë is. Ons lees sê, ek maak my nie besorg oor dinge wat bo my vermoë is. Ons as mense probeer verskriklik hard om alles self in ons lewens te doen. Ons as mense hou nie daarvan om hulp te ontvang nie. Ons as mense wil graag self in beheer wees, maar die lewe werk ons nie altyd so. En dit laat my dink aan 'n verhaal waarop ek afgekom het. Dit was in die tyd in 'n plattelandse dorp, toe die treinspore, is iets wat baie van julle ook sal onthou wat op die stadium in ons land baie beweeg het, toe die treinspoorstelsel uitgekom het, het hulle by die stasie gesien dat 'n oom aangestap kom met 'n tas op die treinspoor. En hy was besig om sy tas te dra met sy pak klere aan, en hy loop toe by die stasie, by die perron waar die mense wag, loop hy toe verby, en hy groet die stasiemeester en hy hou aan loop. En hy loop verby en hy gaan aan en hy hou aan loop, en hulle kom toe agter, maar hulle moet hierdie oom keer. En hy spring toe af van die perron en hulle gaan na die oom toe en sê vir die oom mag nie so loop nie. Hy sê nee, ek mag. Hy sê wat hierdie treinspoor is korter as die gewone pad, en hy sê ek het 'n kaartjie, en hy wil sy kaartjie uit. En hy sê maar ek het 'n kaartjie om hierso te loop. En hierdie oom sukkel met sy tas en hy loop op hierdie treinspoor. Die stasiemeester vat hom en help hom op. En hierna toe kom die volgende trein. En hy verduidelik te vir die oom, maar eintlik is hierdie kaartjie om in 'n trein te kan ry. En die oom klim toe in die trein en hy ry op die trein sonder enige moeite kom hy by sy plek uit. En as ons nie die lewe baie keer soos hierdie oom nie. God se trein is daar. Maar ons wil self op die spoor loop. Ons wil eintlik self aansukkel. Ons wil eintlik self ons bagasie bly dra, eerder as om te leer om oor te gee aan die Here. Want ons almal het vrae waarop ons nie antwoorde het. Ons almal is al situasies wat ons weet, wat nie sommer net opgelos kan word en gaan verander nie. En dis wat ons nodig het om die Here te vertrou. En dit is ook van hierdie aanhaling van Corrie te Boom, wat sê, it's not my ability, but my response to God's ability that counts. It is not my ability, but my response to God's ability that counts.
dit gaan nie oor my vermoë wat ek reg kry nie, maar hoe reageer ek op God en wat God kan doen? Hoe plaas ek my lewe in God se hande, wat die volgende gedeelte vir ons sê, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Efesiërs 3 vers 20. Hoe plaas ons lewe in God se hande, wat meer kan doen as wat ons bid of dink? Wat sê, ons hoef nie ons eie nie. Ons hoef nie op die spoor te bly loop nie. Ons kan in God se trein klim. En dan sê Filippense 4 vers 6 en 7, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die mag in Christus Jesus. Moet oor niks besorg wees nie. Ek maak my nie besorg oor dinge wat bo my vermoë is, die dinge wat buite my beheer is nie. Maar ek plaas my lewe in God se hand. Ek bring my laastens oor lewe van tevredenheid by, is om by God tot rus te kom en op hom te wag. Hier is 'n verskriklike mooi beeld in hierdie Psalm in vers 2. Ek het rus en kalmte gevind soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. As 'n mens dink aan die beeld van 'n kind, en hier is 'n beeld van 'n kind wat gespeen is, met ander woorde 3-4 jaar oud is, maar wat rustig by sy of haar ma is, en veilig by sy of haar ma is, en sy of haar ma se arms is, en dit is waar hulle veilig voel. En vir my, gunsteling dinge, wat gereeld gebeur is na 'n lang dag, en DJ's voor my by die huis, as ek op die bank sit, en kom doen hy die volgende. Hy klim op, hy klim op, right? En dan trap hy eers, as jy ooit sê, ek het blankolle, ek trap DJ af. En dan krul hy homself in my arms op, of hy dit net met sy ma in die aandop as hy met bed sit, maak hy self hoe warm het is nie. As dit een van ons twee se beurt is, wat hy doen is, hy krul homself op, en dis waar hy veilig voel, hy kom tot rus by ons. En is dit nie die beeld wat heel gegee word nie, dat ons veilig by God kan wees, en tot rus by God kan kom. Is iets, en ek het nou 'n paar Sondae terug ook gesê, maar is iets wat nogals in my hart leef, is die vraag van hoe gereeld kom ek en jy tot stilstand by God. Want ons is besig, ons almal wat hier sit is besig. Selfs as jy op skool is besig. Ek kan nie onthou dat ek so besig was nie, want ek is omdat ek dalk so in skool was. Maar ons is almal besig. Dis werk, dis kry kinders by die skool, as by skool is dit huiswerk, dis toetse, dis sport, dis goed wat jy moet doen, dis aktiwiteite, ons is heeltyd besig, en selfs as jy afgetree is, jy is besig, baie dinge wat 'n mens kan doen as jy afgetree is. En ons is so besig, dat ons baie keer vergeet om tot stilstand by God te kom, en tot rus by God te kom, en regtig om net te wees by God. Ons is 'n kind, soos DJ wat in ons arms kom sit, dat ons weer leer om by God te wees, en leer om tot rus te kom, en leer om dit wat ons saam met ons dra, sy voete neer te lê. Hierdie beeld van 'n gespeende kind is so mooi, om te weet dat die Here ons speel van onsself, dat ons afhanklik word van hom, en dat ons leer om weer by hom te wees en hom te luister. Maar toe baie keer sê ons hoor God nie. Maar hoe kan ons God hoor, as ons nie tyd maak vir God? Hoe kan ons God hoor, as ons nie tot rus kom by God nie? En hoe kan ons geestelike rus ervaar, as ons nie stil staan by God nie? En dit bring ons saam met hierdie om te wag op die Here. Want iets wat ek al hoe meer in my lewe leer, is God se kalender is definitief nie my kalender nie. God se dagboek lyk nie soos my dagboek nie. God werk nie op my skedule nie. En as ons die Bybel lees, God se skedule was baie keer stadig geweest. Hy maak beloftes, maar daar beloftes kom nie noodwendig dadelik
tot vervulling nie. Dit gebeur partykeer oor geslagte heen. En ons sukkel om te wag, want ons wil wag op ons kalender en op ons dagboek en nie op God se dagboek. En ons as mense hou ons nie van wag. Baie van ons het sulke wit trucks in ons karre as ons baie ry, want ons wil nie wag by die tolhek nie. Baie van ons sal eerder Mr. D kry as om te gaan wag by die drive-thru, want dan kan ek dan by die huis bly. Nie van wag nie, dinge moet vinnig gebeur, want as dinge nie vinnig genoeg gebeur nie, dan raak ons ongeduldig. Maar dan kom leer God ons weer om geduldig te wees. En kom leer God ons weer wat tye is, wat ons op moet wag. En as ons nie leer om stil te word by God nie, hoe gaan ons leer om te wag op hom? God mag dalk stadig wees, baie keer volgens ons standaarde, maar God is nooit laat nie. God se tyd is altyd die regte tyd. As 'n mens dink aan vir hoeveel jaar deur die eeue heen bid ons, Maranatha, kom Here Jesus. Maar ons weet hy gaan kom en ons het hierdie hoop en hierdie sekerheid. Maar ons wag aktief op die Here, deur vir hom te lewe en hom te dien. As jy soek na tevredenheid in jou lewe, weet dat ware tevredenheid vind ons in God en God alleen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, dankie dat U genade, Here. Dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om in U tevredenheid te vind. Dankie vir die voorreg wat ons het om nie op ons eie vermoë staat te maak nie, maar om te kan tap uit die krag wat U gee, om te kan lewe vanuit die krag wat U gee, om te kan vaslaan die werklikheid dat U die een is wat vir ons vrede vir ons gemoed gee. Woord wat ons leer dat ons alles na U toe kan kom, maar U gee vir ons vrede wat wag oor ons hele lewens. Here, dankie dat ons die uitnodiging kan hoor, Here Jesus, U wat sê, kom na my toe, almal wat nog en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Dankie dat ons na U toe kan kom met die oop arms wat vir ons wag, en tot rus by U kan kom. Here, leer ons om werklik weer tot stilstand by U te kom, om te wees by U, om te leer, om te kan net vir 'n oomblik sit in die teenwoordigheid, sodat ons U kan hoor en ervaar. En daardeur weer nuwe krag vir ons lewens en ons daaglikse take kan kry. Here, dankie dat U ons leer dat ware tevredenheid dieper lê as materiële dinge. Ware tevredenheid dieper lê as maar net die dinge hier op aarde. Dit wat U vir ons in plek kom sit, het 'n ware en 'n ewige lewe wat soveel groter is, Here, dat ons daarin tevredenheid kan vind en daaruit kan leef. Here, as ons dalk sukkel om werklik tevredenheid te vind, mag ons terugkom na U. Mag ons weer kom besef dat U vir ons tevredenheid gee. Dankie dat ons kan bid in U naam, in naam van Jesus, ons Here en Verlosser.